U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 17. Dit raas en gaan te kere soos die verdomde eindtye, knor papa. Hy staan op die balkon wat oor die straat uitkyk. Ek sit op die reëling en kyk na die werkers en groot masjiene, een en weer beweeg hulle. Eindtye. Seker weer iets met godsdienst te doen. Ek verstaan nie. Adam wat eers hier gekom het hy met godsdienst te doen? Iewers onthou ek iets oor Adam, stories wat Nana gelees het. Dit dreun so hard, dit klink soos donder weer. Dit verstaan ek, dit kraak en ratel soos wanneer die flitse in die lug is. Vermaak se huis is heeltemal plat. Papa sê ander mense sal daar kom woon. Kyk Timmy, sê hy, oor 'n maand staan daar 'n splinter nuwe huis. Ek hoop hulle het nie honde nie. Ek ook nie, maar dit maak nie regtig saak nie. Ek voel te moeg om eers daaraan te dink. Soos met sy vrou, so lank al, is Vermaak nou weg en sal gou vergeet word. Mrs. wonder wat van hulle geword het, maar dis net omdat sy deesdae so emosioneel is, fluister papa aan my. Jy weet mos, oor Nana. Nana is baie siek. Sy bly heeltyd in haar kamer. Eers het ek by haar gekuier en dan probeer vrolik wees, maar sy flous my nie. Haar lyftaal vertel my van haar pyn. Sy ruik ook anders en sy straal min hitte uit. Ek het nie woorde nodig om dit alles te kan lees nie. Nou lees sy in haar bed met haar mond oop. Ek gaan nie meer kuier nie, want Mrs. wil my nie op die bed toelaat nie. Ek gooi hare af, sê sy, iets oor 'n somerpels. Kasper mag ook nie daar inkom nie. Hy sniffel net aan die kamer en pof sy stert. Hy weet ook. Die stank van kanker kleef van alles, sê Mrs. En sy blaas haar neus in 'n wit lappie, sakdoek, of soos papa dit noem, snotlap. Ek sit nog baie keer voor papa se rakke. Dan kyk en kyk ek. Wat sal ek lees? Ek hou van boeke met prentjies. Ek het eers nie so lekker verstaan waaroor alles gaan nie, maar ek leer nuwe woorde as ek dit by die prente sien. Toe los papa 'n boek op die rusbank. Een van sy gunstelinge, Calvin en Hobbes. Die tier in die storie lyk vir my 'n bietjie gebreklik, maar as ek na die prentjies kyk, onthou ek van toe ek klein was, van my en Jenka. Hulle loop tussen bome rond en speel in stroompies en gooi mekaar met goeters. Voordat daar so baie huise hier gekom het ek en Jenka ook onder die sloot waar die lang riete is gespeel. Ek onthou dat Jenka nuwe maats gekry het wat agter ons huis ingetrek het, Kara en Janu, sussie en boetie. Jenka het saam met hulle skool toe geloop en in die middag by hulle gaan speel. Hulle het nie baie na ons huis gekom nie, want hulle ma was kwaai as hulle rondgeloop het. En iets oor katte en kieme, vlooie ook. Ek weet dat katvlooie nie van mensbloed hou nie, maar mensvlooie drink enige bloed. Katte sin ook.
Dit was op National Geographic. Mense behoort meer na sulke programme te kyk. Kara en Janu het nie 'n pa gehad nie, het Jenka gesê. Missus en pappa het gesê dis hartseer. Ek is bly ek het vir pappa. Ek dink ek is maar net gelukkig. As dit net nie vir vermaak was nie. Pappa lag altyd as hy sien ek kyk na sy boeke. Hy sê ek is sy slimste kind. Jenka lees mos nie, sê hy. Hy neem foto's van my met sy selfoon. Ek het al hierdie boeke en nou lees net ek en die kat hulle. Nou stuur hom universiteit toe, skree Jenka uit haar kamer. Nee, dankie, ek wil nie. Dit klink gevaarlik daar. Pappa sê daar is 'n oorlog aan die gang op Stellenbosch en sy mense verloor. Missus sê Engels is beter vir leer. Dis mos 'n wêreldtaal. Pappa sê dis nonsens en hoe meer tale jy kan praat, hoe beter. Ek weet, want ek kan immers Khoza en Frans en Duits praat, maar Engelse dink hulle is beter en dan kan hulle net een taal praat. Missus sê, as dit die regte een is een taal genoeg. Jenka skree weer iets uit die kamer, iets oor oorlog en vrede. Pappa sê, kyk op die rak, dan lees jy somme daaroor. Dis so 'n dik boek. En die skrywer is Tolstoy. Tolstoy, sê pappa, was 'n Rus en sy werke is baie vertaal, juis vir die mense wat te lui is om meer as een taal te leer. Ek wens ek kon baie tale verstaan, maar ek ken reeds een taal goed, lyftaal. En ek weet daar is baie spanning in ons huis. Selfs Kasper is minder woelig. Hy kom lê by my en kyk na my. Ek wens ek kon hom alles leer wat ek weet, maar soos Jenka is hy nie lief om te leer nie. Missus het geprobeer. Sy het vir Jenka na haar pottery klas geneem. Ook net een keer. Missus sê Jenka maak suggestiewe objekte. Suggestief. Pappa sê hy weet nie wat dit beteken nie. Ek ook nie. Maar ek gaan nie dit oplees nie, want ek dink is 'n lelike woord. Ek weet tief is lelik. Nana het baie van tiewe gepraat. Arme Nana. Dis ook wat Nana die verpleegster noem, wat haar uitgeskel het by die hospitaal. Dis eintlik hoekom Nana huis toe kon kom, sê pappa. Sy was moedswillig. Met die bedpan. Bedpan? Nog 2 nuwe woorde. Ons sit in die kombuis by die tafel waar Nana altyd tee gedrink het. Dit was lank stil in die huis. Die spanning is weg, maar nou voel dit selfs erger. Maar nou begin die mense weer praat. So skielik, sê Jenka. Ja nee, sê pappa. Ma wou 'n regte begrafnis hê, sê Missus. Ek en Kasper drink lekker vol roommelk. Die mense drink wyn, vinnig en baie. En, was dit? Vra Jenka. Jy was daar, wat dink jy? Pappa loer na my, maar knip nie sy een oog nie. Missus kyk na hom, haar kop vorentoe en haar skouers styf. Pappa weet ook wat dit beteken. Miskien was die liedjies 'n bietjie vreemd, sê pappa sag. Jenka lag. Het sy regtig gevra dat Missus se oë word kleiner en Jenka bly stil. Sy het gehou van Afrikaanse musiek, wel nie alles nie, Koos Doep, Anton Goosen, Dorrie Karel, ja, dis seker omtrent al. Timmy, jy moes daar gewees het, sê pappa. Een oom het so hard gesnork dat die pastoor begin hakkel het. En toe lag 'n dogtertjie so lekker dat sy moes kamer verlaat het, sê Jenka. Miskien was die huldigings te lank, sê Missus. Wie sou dink Nana het so baie vriende gehad? Of dat so baie van hulle nog leef, brom Jenka. Pappa glimlag net. Begrafnis op Ceres was die beste, sê Jenka. Heel gepas. Maar toe dwergie man opkom, toe huil die oom sommer so in sy slaap. Missus lag saam, al blink haar wange. Gooi nog 'n dop, Hendrik, sê sy. Pappa gooi haar glas vol. As jy gaan, hoe sal jy dit wil hê? Missus se oogies raak weer klein. Pa, vir wat vra jy nou so iets?
Jenka sit een hand op Mrs. se skouer, die ander hand lig sy haar glas en gee 'n groot sluk. Papa lig een skouer. Nee, ek vra net. Ek dink ek sal dit ook so wil hê as ek kan kies. As ek gaan, of as jy gaan, dink mooi voor jy antwoord, Hendrik. Kasper spring op die tafel. Hy trek sy stert oor Mrs. se gesig en sy begin skud. Toe maar lief, sê papa. Toe, Mrs. skud haar kop en sy lag so hard sy mors wyn oor haar bors. Nee, dis alright. Ek lag sommer vir die kat. Kasper se gesig is vol melkdruppels. En die klein snip weet nie eens hulle lag vir hom nie. Of weet hy tog die aanslag is op hom. Hy gaan lê op sy rug op die tafel en wrimmel heen en weer. Papa sê skielik, weet julle, katte word nêrens in die Bybel genoem nie. Slange, varke, enige gedierte, maar nie katte nie. Natuurlik sal hulle varke noem, dink ek. Is dit omdat varkhokke so stink? Ek dink so, want mense het ook 'n ding oor stank. Wel, ek ook, maar nie oor varke nie. Miskien as hulle wol gehad het. Ek hou van sagte dinge. Nie een keer nie, vra Jenka. Is dit weer een van pa se pel? Wat is sy naam nou weer, se stories? Liewe? Nee, ek het dit op Google gesien. Ek dink dis waar. Ek dog Google is snert, Hendrik, sê Mrs. Jy sê dan altyd so. Wel, ek gaan nou nie die hele Bybel deurlees om te check nie, maar jy kan as jy wil, sê papa. En dit het my dink aan Herman Charles Bosman. Het mos geskryf oor 'n storie oor 'n mamba wat skaam was omdat 'n slang vir Eva verlei het en toe wou die slang nie weer sy voete in die kerk sit nie. Wel, hy kon nie, al wou hy, sê Mrs. Sy hou haar glas na papa uit, want slange het nie voete nie. Hulle lyk na mekaar. Toe lig Jenka haar glas. Shalut, Nastarovias, sê Mrs. Julle spot, maar hierdie wyn het tog al skop, sê papa. Ruik effe na boegoe. Waar het jy het gekry, lief? Mrs. hou een hand voor haar mond. Sy breek 'n wind op, saggies en giggel. Nana se klerekas. Ek het gedog, sy sal nie omgee nie. Haar oë raak skielik groot. Sy sit vinnig regop. Ek weet as hulle kleiner word, is sy kwaad, maar wat nou? Mrs. en Jenka spring albei op en hardloop in mekaar vas. Papa is by die agterdeur uit. Ek en Kasper draf agterna en toe word daar baie geskree en gehardloop. Papa soos 'n kat met sy rug krom, sak op die grasperk en toe raas hy met die gras. Of het hy 'n mol gesien? Ek en Kasper staan versigtig nader. Ons wil nie papa se prooi afneem nie. Net sien hoe dit lyk. Maar papa het 'n groot haarbol opgebring. Hy ruk en ruk tot die kwyl spat. Eet 'n bietjie gras, wil ek sê, maar ai, ek kan nie die woorde praat nie. Kasper gaan ruik aan papa se agterend en trek 'n suur gesig. Ek bly maar weg. Ek weet mos hy is siekerig. Hy mompel tussen die spoeg deur. Ek verstaan niks behalwe wie de en dagga en meng en wyn. Hy kruip tot by die deur en gooi weer op. Eindelik is hy by die huis in. Mrs. lê op haar kop op die tafel. Sy sê oor en oor, alles het so vinnig gebeur. Sy wou nog so graag huis toe gekom het. Ek kan nie verstaan wat sy verder sê nie. Sy huil te veel. Jenka is in die badkamer. Sy roep na iemand. Ek het nie geweet sy het 'n vriend genaamd George nie. Seker 'n nuwe boyfriend, soos Nana sou sê. Wag, daar's nog een, Ralph. Klink dit vir my. Ai, die Jenka. Ek en Kasper wag hier buite tot daar weer stilte en rus in die gesin is. Maar natuurlik nie vir lank nie. Hier gebeur altyd iets. Ek kry 'n koue gevoel op my maag. Want ek dink
dit gaan met my wees dat iets gaan gebeur. Iets waarvoor ek nie woorde het nie. Daai ding wat iets genoem word, maak my bang. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode